Hallo geliefde vriend, dit is wonderlik dat jy weer vandag inskakel saam met ons. Ons is in die middel van ons week waar ons gesels oor die krag van ons woorde. En indien jy vandag vir die heel eerste keer inskakel, wil ek net vir jou sê welkom. Die afgelope 2 weke is daar 'n stelling wat ons op fokus en dis die volgende. Dit is dikwels die klein dinge wat niemand sien nie, wat die groot verskil maak wat almal graag wil hê. Ons het gepraat oor hoe jy jou gedagtes kan bestuur en hoe daai gedagtes die rigting van jou lewe bepaal. Vandag kyk ons verder na hoe jou woorde, net soos jou gedagtes, rigting aan jou lewe kan gee. Nou die Jakobus skrywer, hy kom leer vir ons Jakobus 3 vers 3 tot 5 iets baie besonders en is nogals interessant. Kom ek sê vir jou, wat sê dit? Net as ons stange in hulle bek gesit het, gehoorsaam perde ons en het ons die hele dier onder beheer. En 'n klein roertjie maak dat 'n groot skip draai net waarheen die stuurman wil, selfs wanneer sterk winde waai. So is die tong ook iets kleins en tog kry dit groot dinge reg. Geliefde, Jakobus gebruik hierdie beeldspraak om iets baie belangriks vir ons te wys. Hy sê 'n klein stukkie metaal, daai jy noem dit 'n stang, nê, beheer 'n perd van 600 kg. Nê, 'n klein dingetjie beheer 'n groot dier. 'n Klein roer rig 'n massiewe skip, daai ding aan die agterkant van 'n boot wat hom stuur, nê, selfs deur sterk winde. En dan sê hy jou tong is daardie klein spier en dit het die mag om jou hele lewe se rigting te bepaal. Die manier hoe jy oor jouself praat, oor ander mense praat en selfs met God praat, gaan bepaal of die koers waarin jy slaan gesond is of nie, of die koers waarin jy beweeg die rigting is waar God jou wil vat, en of dit 'n rigting is wat weg van God of beweeg. So, stel jou lewe voor, nê, soos 'n skip. Watter woorde gebruik jy as jy stuur? Is dit woorde soos ek is nie goed genoeg nie, ek is maar 'n mislukking, maak nie saak wat ek probeer nie, is maar hoe ek is, my huwelik gaan nooit beter word nie, of is jy iemand wat sê met God se hulp sal ek groei, met God se hulp sal ek dit regkry, ek is 'n nuwe skepsel in Christus, die ou dinge is verby, die nuut het gekom, met God se hulp, nê, sal ek anders te wees met my woorde, omdat God se Gees my stuur en lei, beleef ek vrede en ek bring vrede en ek bring hoop. So, sien jy die verskil? Die koers verander, maar met 'n klein stuur. So geliefde, jou tong is 'n geestelike stuur en jy gebruik dit elke liewe dag. In 'n WhatsApp boodskap, 'n e-pos, die grappies wat ons maak, die stories wat ons vertel, die kort opmerking wat ons maak daar by die koffiepotte by die werk, as ons net een kan staan en gesels, nee, praat oor die rugbywedstryd van gister, wanneer ons net praat, nee, net wat kom by ons monde uit, selfs daai innerlike selfpraat, nee, dit rig ons. So as jy wil sien dat jou lewe verander, begin om jou woorde reg te rig. Audit jou woorde. Gebruik elke sin as 'n stuur in die rigting van hoop, van waarheid en van God se beloftes. Dis dalk klein, maar dit dryf eintlik jou bestemming, sê. Want geliefde, soos ek laasweek genoem het, elke persoon beweeg in die rigting van hulle sterkste gedagtes en ons gedagtes bepaal ons woorde. So moenie vandag afskeep wat jy sê nie. Al klink dit onbenullig, elke woord is 'n roer, 'n stuur, 'n rigtingwyser. So laat God se Gees jou help om jou woorde te kies en kyk daarna hoe dit jou koers gaan verander. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is so dankbaar vandag vir die woorde van Jakobus. Jakobus 3 vers 3 tot 6 leer vir ons dat daai klein tong wat 'n perd, net soos 'n stang in 'n perd se bek en dit kan opbou en dit kan afbreek, sê ook dit kan ons verhouding met God heeltemal bederf as ons dit reg gebruik. So daarom vra ek Here, wanneer ons tyd maak vandag om hierdie woorde te vat van Jakobus 3 deel te maak van ons gedagtes, ons hart, mag ons beginne let op wat ons sê. Here, help ons deur u groot genade, dat wanneer ons struikel om ons gedagtes onder beheer te kry, dat u 'n wag voor ons mond sal sit, dat ons nie woorde sal spreek wat ons of self belemmer of ander mense se lewens belemmer nie. Want die skrif leer vir ons daar verder in Jakobus 3 dat dit kan ons verhouding met u bederf. En daarom vra ek vandag, Here, laat ons nie onsself skuldig maak om die rigting nader na u toe te bederf deur ons van koers af te vat nie. Ek vra vir daai genade vandag in ons lewens. Here, help ons om ons gedagtes te audit, maar ook op te let op wat ons praat. Dis ons gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat julle inskakel saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.